Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Ons is besig om hierdie kwartaal te kyk na geloofslesse uit Joshua se lewe. En ons is by les 2 hierdie week vir 4 tot 10 Oktober en die tema is verras deur genade. Vandag kyk ons na Dinsdag 7 Oktober, loyaal aan die lewende God. Ons geheue teksvers is in Hebreërs 11 vers 31. Dit lees: Deur geloof het Ragab die prostituut nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Hebreërs 11 vers 31. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer 'n geleentheid het om hierdie lesie saam te bespreek en met mekaar te deel. Seën ons asseblief soos U ons elke dag seën. In Jesus se naam. Amen. Hi, weer eens baie welkom. Dankie dat julle saam met ons inskakel. Baie dankie ook weer eens vir elkeen wat die duimstop knoppie druk. Baie welkom ook aan ons luisteraars by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Dit is ook die kamera wat vandag gebruik word, is gesponsor deur Heinrich by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. En Heinrich, ons wil vir jou baie dankie sê. Ek toets hom nou uit vir die eerste keer, het ek nou alles daarom uitgefigure, en kom ons kyk hoe gaan dit met die nuwe kamera. Soos julle kan sien, ek dink die beeld is 'n bietjie beter. Maar kom ons gaan na vandag se les toe. Wanneer ons dan na Joshua 2 vers 12 tot 21 kyk, sien ons hoe Ragab en die twee verkenners 'n eenvoudige maar betekenisvolle ooreenkoms sluit. Sy sê, ek het julle goed gedoen, doen julle ook goed aan my en my familie. Op die oppervlak klink dit soos 'n ruiltransaksie, maar in werklikheid is dit 'n geloofsdaad. Ragab vertrou haar lewe toe aan die God van Israel en haar woorde dra 'n dieper geestelike betekenis. Die Hebreëse woord wat Ragab gebruik is chesed en dit beteken liefdevolle goedhartigheid of verbondsloyaliteit. Dit is 'n woord wat baie meer beteken as blote vriendelikheid. Dit verwys na die getroue liefde wat God self in sy verbond met sy volk toon. Hierdie chesed kom ook voor in Deuteronomium 7 vers 12, waar die Here beloof om sy troue liefde aan Israel te wys, as hulle hom gehoorsaam. Wat Ragab hier doen is merkwaardig. Sy, 'n Kanaanitiese vrou, wat buite die verbond gestaan het, beroep haar op die trou en die genade van Israel se God. Terwyl haar stad bestem was vir vernietiging, kies sy om geloof te hê in Jahwe se karakter. 'n God wat genade bewys aan die wat hom eer. Hierdie toneel herinner sterk aan die Paasfees in Eksodus 12. Net soos die bloed van die lam op die deurposte die Israeliete van die dood beskerm het, sou die rooi koord in Ragab se venster 'n teken wees van beskerming vir haar huis. Die ooreenkoms tussen Ragab en die verkenners was dus nie net 'n belofte tussen mense nie. Dit was 'n teken van geloof en gehoorsaamheid. Ellen White skryf in Patriarge en Profete bladsy 279 dat hoewel ons slegs deur Christus se bloed gered word, ons geloof deur gehoorsaamheid bevestig moet word. Ware geloof is nooit passief nie. Dit beweeg ons tot aksie. Ragab het dit gedoen. Sy het haar geloof nie net bely nie, sy het dit bewys deur haar huis, haar familie en haar toekoms in God se hande te plaas. Wat 'n kragtige evangelieboodskap lê in hierdie verhaal. Net soos Ragab in geloof 'n teken van redding aan haar huis vasgemaak het, word ons ook geroep om vas te hou aan die bloed van Christus as ons teken van verlossing. En net soos haar loyaliteit aan die lewende God haar van vernietiging gered het, kan ons seker wees dat dieselfde geloof ons veilig hou wanneer ons wêreld onder oordeel staan. God se genade is altyd groter as ons verlede. En God se verbondsliefde strek selfs tot die wat eens ver van hom af was. Hoe kan Ragab se voorbeeld ons inspireer om vandag loyaliteit aan God te wys, selfs wanneer ons omstandighede dit moeilik maak om geloof te toon? Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige les en die voorbeeld van Ragab wat
Al was hy ver van U af, al was hy nie deel van U volk nie, nog steeds vertroue gehad het en geloof gehad het in U goedheid en U redding. Here, help ons asseblief, dat ons daai selfde geloof sal toepas. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het. Tot volgende keer, God se ryke seën.